Kom ons word stil en dra ons net hierdie oomblik ook aan die Here op. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dis 'n voorreg vanaand. 'n Voorreg om te kom, Here, en die boodskap te kom deel wat U op jou hart gelê het van die knegt, Here. En dankie dat ek net 'n mondstuk kan wees. 'n Mondstuk om U te dien, Here. Om my boodskap te dra wat U vir my gegee het, voorsien het. En Here, help ons om hierdie boodskap ter harte te neem. Here, dat dit opbouend sal wees, bemoedigend sal wees, en dat ons daarop sal let, Here. Dit is ons begeerte, dat ons U naam sal verheerlik. Ons bid, Here, dat U my sal lei deur die Heilige Gees. Here, dat ek nie woorde van myself sal spreek nie, maar dat ek sal fyn ingestel wees op U stem. En Here, dat ek net U sal behaag, in Jesus naam. Amen. Goed, daar was nie getuienis vanaand. What happened? Hoe werk het? Jy moet die mense aanmoedig. Ek kan verstaan, hierdie week was dalk 'n moeilike week vir 'n klomp van ons. En ons is dalk nie so vurig om te getuig nie. Herstel nog so 'n bietjie van 'n paar goeters van hierdie week. Maar ja, ons kan nog steeds getuig, ons is hier. En Jesus leef. En as al dit die enigste getuienis is wat ons bring, dan is dit die belangrikste. As ons met 'n opgewondenheid in ons harte kan sê, Jesus leef, hy is die koning. Dis al wat ons hoef te sê. Dis al wat ons hoef te sê, want dan kom dit mos uit die hart uit. So ek wil getuig vanaand so 'n klein bietjie vir julle vertel hoe hierdie boodskap ding begin. Daarmee getuig het ek juis nie nou gepraat nie, want ek het ook ietsie wat ek wil deel. Maar ek het so aan die begin van die jaar het ek na Iwer toe gegaan. Rolf was daar met die ouderlingsvergadering gesê, Rolf, Iwer, hierdie jaar preek ek nie. Ek preek nie. Klaar. Ek is nie meer die ou wat my hand opsteek en sê, Iwer, Biewer, ek gaan nou preek nie. Ek wil. Nee, is klaar. Ek sal preek wanneer die Here dit regtig op my hart lê, maar ek gaan nie weer preek. Ja, so gedaan. Nie lang gehou nie. Toe word ek gevra om te preek. En hoe is dit? So gaan ek na die Here toe en ek sê, Here, ek preek nou al 'n paar keer vir die mense gepreek en gesê, waar is jou geloof? Vertrou op die Here. Hy sal jou 'n boodskap gee. Hy sal jou help. Hy sal jou deurdra. Nou sit ek met hierdie situasie. Ek moet preek. Ek het nie 'n boodskap nie, maar ek moet preek. Ek sê, Here, nou kom ek met hierdie gesindheid na U toe en ek is regtig op my tee en ek wil nie preek nie. U weet ek wil nie preek nie. As jy nie vir my hierdie preek gaan gee nie, gaan ek nie preek nie. Julle, 2 dae later maak ek my e-pos oop. Hier kom my e-pos van 'n dosent toe ek nog by Shepherd gestudeer het na Here. Hy stuur vir my 'n volledig uitgewerkte preek. 2. Ek soos, hierdie moet 'n fout wees. Ek stuur vir hom 'n boodskap terug, e-pos terug, ek sê, hoorie Matt, maar hierdie, wat jy gehoor, jy moet hierdie preek vir my stuur. Ek wil nou net bietjie eers seker maak, ek gaan nie eers hom lees nie, jy gaan vir my sê. Hy lag, hy sê, hierdie vind hy verskriklik amusant, interessant, maar ek is welkom, dit was 'n ander Koos VDW, waarvoor hy dit wou stuur, maar ek dank die Here dat hy dit vir hierdie Koos VDW gestuur het. Want hierdie boodskap, dink ek, is so van toepassing, hier waar ons nou is. En ek het van die goed in die boodskap het ek gebruik, ek het nie alles gebruik nie, maar soos wat die Here my gelei het. Ek sê die Here, dankie daarvoor. So, selfs in hierdie omstandigheid wat hy moet preek, en jy weet nie wat om te preek, en om die Here te vertrou. En as die Here dit met 'n posduif stuur, moet hy sê, Here, dit moet nie met 'n posduif kom nie. So ek deel dit met julle, ek is regtig opgewonde oor wat die Here besig is om te doen, in my eie lewe, my geloofslewe, vertroue op hom te stel. En ja, so kom ons kyk bietjie na die boek Haggai. So julle kan daar blaai na Haggai toe, is daar naby aan die einde van
die Ou Testament, jy kan maklik oor hom blaai, dit is 2 hoofstukke. So, in die 2 hoofstukke, terwyl jy so toe blaai, daar net 38 versies oor. So, ons het nou Rolf gelees. For the English people, I'll try and translate in between, but don't judge me because this will be the self-defense, right? So, in the year 538 before Christ, Cyrus, the king, sent the Jews back to their land to rebuild the temple. Okay, so that was in Ezra, but we'll go there just now. So Haggai is nie baie bekend nie. Haggai het sy bediening. Wie wil raai vat? Hoe lank het Haggai sy bediening geduur? Nie jy nie alweer. So min of meer volgens die goed wat ek kon uitvind, 3 maande, 17 dae. That's it. So as ons na gawes gaan kyk en goed, moenie altyd dink die Here gaan jou vir dieselfde ding eindtyd gebruik. Dit kan dalk korter wees. Die Here het 'n spesifieke doel vir jou. Hy gaan jou gebruik vir dit, want hy wil hê jy moet dit doen. You're the person. So die naam beteken feestelik of fees. En hy is heel moontlik gebore gedurende die ballingskap. So, en wat die hooftema van hierdie boek is om die tempel te herbou. Bou die tempel klaar. Kry klaar. Dis rarig die ding wat jy daarin kry. Kom, kry klaar met hierdie tempel. Nou die datum van hierdie boek. Nou dit gaan nou begin interessant raak. Die eerste dag van die 6de maand 520 voor Christus. Okay, wat beteken dit in ons kalender? When was it in our calendar? 29 Augustus 520 voor Christus. Jy kan net gaan opsoek. So dit voel bietjie meer tuis, voel bietjie meer hier as ons so praat, nee. 29 Augustus 520 voor Christus. Dit was die eerste dag van die 6de maand 520 voor Christus. Die kortste boek, 38 versies, hy bestaan so uit 4 preke uit van Haggai. Okay, the main characters there was Haggai, Zerubbabel, Joshua, and God. Okay, Haggai, we read his name 9 times in the 38 verses. Zerubbabel, I told you it's self-defense tonight. Governor, by name, because he didn't have much to govern. The land was in ruins. Die land was nog in stukke. Daar was niks. So waaroor het hy geregeer? Okay, so dan Josua wat die hoëpriester was en die geestelike leier. Hy kom met die stam van Aaron. En dan God self, Jahweh. 34 keer in die 38 versies. So we can see where this is going. 34 times out of 38 verses goes about God, not about anyone else. And the glory of God. Okay, so what we also see is God is back with the Jews after 70 years. Okay? Well, he turned his face away from them. They were still his people, his chosen people. But he turned his face away from them. He became quiet because he withdrew. Because why? Why were they taken away? Sin. Okay? Because of sin. God takes sin very seriously. Okay? He will withdraw. He will. The Holy Spirit will withdraw from you. But this is a new beginning. This is after the 70 years. They returned. They have a purpose. They must go and rebuild this temple. Okay, but to understand
Haggai proper, you have to read Ezra. Ezra 1-6 to get the context. So, in Ezra, the year 538, die mense kom terug uit ballingskap uit. 536, Ezra 3, die werk aan die tempel begin. Ezra 4, die jaar 534, 520. Okay, now the work stops again. For that period of time, 16 years, no work in the temple. Then 520, 515, or 518, Haggai and Zechariah prophesied. And then Ezra 6, the temple is completed. Okay, nou gaan ek weer 'n bietjie Afrikaans. Okay, so talle kere in die geskiedenis sien ons dat die volk raak bietjie moedeloos, hulle raak bietjie afvallig, hulle loop draaie, en God gaan haal hulle en hy bring hulle weer bymekaar. Sê kom aan, daar is die teken. Kom ons gaan soontoe. Nou kom ons gaan lees Haggai, so ons gaan vanaand Haggai 2 vers 1 tot 9. Haggai 2 vers 1-9. So op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê. Okay. So hier is nou die tweede keer al wat Haggai praat met die volk. En weer eens hierdie datum bring dit net vir my soveel makliker as ek sê dit was die 17de Oktober gewees. 520 voor Christus. Toe die profeet Haggai gegaan en hy het met die volk gepraat. So lekker om dit so te kan sien. Was op die laaste dag van die Hittefees. En die Hittefees was 'n fees wat hulle gehou het om die voorsiening vir Israel tydens hulle 40 jaar van die woestyn omswerwinge te vier. En ook God te dank vir oorvloedige oes. En nou hierdie tyd, toe gaan nou hier kom, toe die mense nou al 'n rukkie gewerk aan hierdie tempel. I started to work, but they lost heart. They didn't do it anymore. They didn't want to complete it. They got slap. Okay. They got slap. Why? Why did this happen? Can you imagine? They have Solomon's temple in mind, how big it was, how glorious it was, how beautiful it was, and it was destroyed. Now they're building a temple. And you start with vigor, but then you start thinking, what if? Maybe what if? What if this is not going to work either? Okay, so sometimes we do that. Sometimes we do that as well. So let's read verse 2 and 3. Spreek tog met Zerubbabel, die seun van Shealtiel, die goewerneur van Juda, en met Josua, die seun van Josadak, die hoëpriester, en met die oorblyfsel van die volk en sê, wie is onder julle nog oor, wat hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien het? En hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Dit as jy vir ons daai slides kan opsit. I did some homework. Okay. That's roughly the cost of what the tabernacle was. Dis net die goud, die silwer en die brons. Dis nie hout, dis nie materiale nie, dis nie seile nie. Ons gaan nou na die foto's kyk. So dit sal dit wees in vandag se geld. Soos dit nou vandag moet bou, 1.1 biljoen. Gaan vir ons die volgende slide. Daar sien ons dis hoe die tabernakel gebou was. Dit was 'n tent. As die ark. Ons gaan na die volgende een toe. Ons bietjie nader sien. Daar is die allerheiligste. So vir hierdie tent
En hierdie stukkie is 1.1 biljoen. As ons net so 3 slides terug gaan weer daar na die getalle toe. So 1000 kilogram goud, 3.500 kilogram silwer, amper 2.500 kilogram brons, wat in hierdie ingebou was. Sonder die hout, sonder die materiaal, sonder die velle, sonder enigiets anders. Okay. Daar kan ons dit sien. Dis voorstellings daarvan uit die aard van die saak, maar die detail word in die Bybel beskryf. En ons kan mooi sien hoe hulle beskryf die kelkies, hoe elke kelkie van die stander, die lampstander gedoen moes word, en elke ding in detail. So, mens lees hierdie goed en dan kyk jy, maar mens dink nie altyd nie. So, I thought it would be good just to see it. Okay? Salomo se tempel. Okay, daarbo is verkeerd. 4.3 trillion in today's money. Okay. 3 million kilograms of gold. Silver, 34. So you can see it's quite significantly better, bigger, everything. So as ek dit in perspektief plaas, Ashanti Gold se produksie vir 'n jaar lank by al sy myne, dis hoeveelheid goud hulle myn. Okay, so dit bring dit net bietjie weer in perspektief. Okay, so dis astronomies. Dit was alles om die heerlikheid van God te wys. Dis al. Was om die heerlikheid van God te wys in sy tempel waar hy woon. Amazing. Hoe al daai goud en silwer en alles net gekom het. God het dit net gestuur. Mense, laat dit stuur. Okay, kom ons gaan aan. Daar is die tempel van Salomo, volgende een. Dis hoe hy binne gelyk het. Dink dit moes verskriklik mooi gewees het. Maar ook, ons kan na die preke gaan kyk daarna, Iwer het al gepreek ook daaroor, die goud, so oor daai heiligheid van God. Daar kan nie klein bietjie onreinheid daar ingaan nie. Dit moet heilig wees. Standaard. That's it. Okay, so Zerubbabel se tempel. Okay, you can see why. They're building this temple. It's meek, small. But also, what is lacking there? Ek dink daar's nog een slide. Yeah. Okay. What is lacking in this temple that they're building? Verbondsark. Okay. Die tabernakel, the ark is missing, yes. Okay, because God doesn't stay there anymore. Okay. So, kom ons gaan aan. So ons stem saam, hierdie tempel wat hulle nou bou, is heel wat kleiner, moet ek sê, teenoor dit wat daar was nie. Ons weet dat 'n klomp, soos wat Rolf gelees het, 'n klomp van hierdie toerusting wat in die vorige tempel was, moes teruggaan, maar dit is nog steeds, dit is nie alles gewees nie. Wat verder kon hulle mismoedig gemaak het? Die feit dat die verbondsark nie meer by die volk was nie. Daar's nie meer iets tasbaar daar nie. As iemand daar staan en jy doen gou vir hom 'n taakie, hoe ywerig doen jy dit? Maar as hy nie meer daar is nie, maar hy het jou gevra om die taakie te doen, doen jy dit heeltemal met daai selfe ywer en durf? Ja, is nie, want dis nie, daai realiteit is nie daar nie. Is nie altyd daar nie. So jy doen dit, maar jy doen dit nie so goed. Nie so met soveel durf en vinnig.
Maar, jy sien, vir God gaan dit nie meer oor hierdie tempel nie. Hierdie tempel het nou baie dieper betekenis. Vir God gaan dit oor die gehoorsaamheid. Hulle was gestuur met 'n taak. Hulle moes die tempel gaan herbou. Nie hoe hy lyk, wat daarin is, niks. Hulle moet die tempel gaan herbou en hulle moet hom klaarmaak. Want God het hulle opdrag gegee. En dit gaan oor die ywerigheid van om God te gehoorsaam. Hoe ywerig was hulle om God te gehoorsaam, om te gaan doen, dit wat God hulle nou net gestuur. Onthou, hulle het net nou die dag uit ballingskap uitgekom, as gevolg van ongehoorsaamheid wat hulle 70 jaar lank van God se teenwoordigheid verwyder was. So dis nog pretty vars in die gedagtes. Hulle weet, hoe voel dit om sonder God te wees in hulle teenwoordigheid. So, maar al klaar. Arm so 'n bietjie lang, hulle wil nie. So dit gaan oor jou hart, en hoe jy dit doen, en hoe gehoorsaam jy aan hom is. Maar ons kan alleenlik dit doen, God eerste stel as ons so 'n bietjie sy stap in. Nee. Want ons kan lees, daarna Haggai 1, ons gaan kyk waarmee was hulle besig vir hierdie 16 jaar. So what did they keep themselves busy with during the 16 years that they didn't build the temple? Their focus went inwards. They started building their own houses, started building beautiful panels, stuff that normally wouldn't have been done because it's not urgent, and it's not a necessity. But they started paneling their houses, making it really beautiful inside. So, it's not wrong. There's nothing wrong with it. But they were disobedient. Not doing what they're supposed to do. Not focusing on what they're supposed to do. So the harvest was not that plentiful either. So everything started taking a back step there because they're not doing what they're supposed. Maar God laat nie sy standaard verander. God is heilig. As net een wese waarvoor die engele sê, heilig, heilig, heilig. Nie, not love, mercy. No. Not like the world wants to show it. God is love, God is love, God is love, God is love, God is mercy, God is... No, God is holy. Holy, holy, holy. He never changes. He never changes his standard. Not for one moment. He's almighty. He's God. So we always have to keep that in mind. We're dealing with the holy God. Just because he's not here in physical presence doesn't excuse us. Doesn't allow us to change the standard. Ons kan nie daai standaard gaan verander nie, mense. Ons kan dit nie minder maak nie. Ons kan nie, soos wat ons met ons kinders of met ons ouers maak en sê, nee, maar, nie worry nie, jy was nou ongehoorsaam, maar dis alright. En jou oogies rol, want jy is nou ongelukkig. Nee, ons kan nie dit doen nie. Dis God. Dis God. Hy is almagtig. Maar kom, ons kyk, Haggai 4, Haggai 2 vers 4 en 5. Kom ons gaan lees daar. Hoor hoe mooi God hulle kom bemoedig. Nou dan, skep moed, sê die Bybel, spreek die Here, en skep moed, Josua, hoëpriester, seun van Josadak, en skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die Here, en werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Met betrekking, ekskuus, daai versie, ek wil net gou hier verder kyk. Jammer julle, my versie het hier deurmekaar geraak.
met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het, by julle uittog uit Egipte land, en my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie. My gees sal in julle bestendig bly, maar nie bevrees wees nie. Maak nie saak wat deur jy gaan nie, maak nie saak wat gebeur nou nie. Dis die belofte. Dis die belofte van God aan hierdie volk. Skep moed. Julle is aan die gang. Moet nou nie slaap word nie. Werk hard. Want ek is met julle. Julle, hierdie preek was net so vir my. This was for me. Onthou, what did I say? I told Ivy I don't want to preach anymore. Ek moet nie slaap raak nie. Ek moet moed skep. Ek moet opstaan. Ek moet die fokus hou. Ek moet die teikens sien. Moenie op hier kyk nie. Werk hard. Ek sal bly by my verbond met julle Israel. Moenie bekommer nie, moenie moed verloor nie. Inteendeel, skep moed. Want julle is gehoorsaam, hou aan. Dis ons belangrike les, een van ons lesse wat ons vanaand moet leer. Wees gehoorsaam, hou moed. Moenie moedeloos raak nie. Moenie na die omstandighede kyk nie. Hou moed. Gaan aan. Nou vanaand is jy dalk neerslagtig, jy is moedeloos, jy is moeg. Moeg vir die ratreis waarin ons hardloop. Jy is dalk moedeloos oor die huwelik. Jou man maak jou mal. Vra my vrou, ek doen dit gereeld. 'n Vrou is krities en ongenaakbaar. Jy voel vasgekeer in omstandighede daar. Jy is moedeloos oor jou kinders dalk. Jy is moeg om die hele tyd bekommerd te wees oor die werk en die baas se omset en die verkope onder jou alles. Jy is moeg vir alles wat op jou druk. Miskien lê jy wakker en bekommer jou. Miskien is jy siek en sat en wonder wat gaan gebeur. Wanneer kom die einde? Wanneer kom daar net asseblief 'n breek? Hoor wat sê Paulus vir die gemeente in Filippi. Filippense 4 vers 6 en 7. Ek sal dit sommer lees. Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alles verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ek dink hy kon so 'n klein bietjie praat. Maar Paulus het al so 3 jaar se ondervinding gehad. Hy het al hierdie dinge deurgegaan. Hy was al bietjie in die tronk. Hy het al regtig bietjie pyne deurgemaak. En kom bemoedig hy hulle. Vraag is, het ons daai vrede? Vraag is, het ons daai vrede om dit te vat? Waarna Paulus verwys. Ons kan dit hê. In steede van om na mekaar toe te hardloop of om Google toe te hardloop of om raad te gaan vra, kan ons bietjie net op ons neus sak en ons neus in die Bybel druk en gaan soek. Maar julle, ek is skuldig. My werk is so. Ek moet antwoorde gister kry. Anders is dit te laat. So dis uitsoort dinge. So ek het nie daai geduld nie. Ek sukkel om te gaan stil word by die Here en te hoor wat sê hy. Ek sukkel om te wag tot 'n antwoord kom, want ek dink ek het gelees, so ek het al 'n idee, so ek begin al so in 'n rigting hardloop, maar eintlik moet ek so intoe hardloop. Net gebeur. Maar daai ou moet 'n tree terugstap. Hy moet nie daar wees nie, want as ons aan die Here wil gehoorsaam wees, moet daai ou na agter toe tree en ons moet bereid wees om te luister en te wag. Fokus op Christus, nie op jouself nie. Hou op om 'n eie huis te bou en uit te voer met die houtpanele. Die begeerlikhede van die wêreld, die bekommernisse. Ons pak hy panele so die hele plek vol. Want ons wil net nie vergeet van gister se bekommernisse en hierdie goeters en daai goeters en alles wat ons nog moet. Ons pak hulle daar neer. In steede mors ons tyd
Ons kon eerder in die tempel gebou. Tempel wat kom. Die ewigheid. Die woord. Gebed. Skep moed. Want Jesus het klaar oorwin. Hy het klaar oorwin. Dink aan 1 miljoen jaar in die hemel saam met hom. Teenoor 80, 90, at 'n push 100 jaar hier op aarde. Ja, dit klink lank. Maar ek kan nie glo ek is al die 50 merk verby nie. Dit was soos nou die dag. Hoe vinnig gaan hierdie lewe van ons op aarde? Kom ons hou die fokus. Kom ons hou die fokus. Kom ons kyk na die ewigheid. Kom ons kyk nie na nou nie. Ek wil my verstout en sê, as ons regtig besef wie God is, wie Christus is, dan sal ons so 'n bietjie next level leef. As ons weet wie is ons koning en wie is ons pa, regtig, as ons 'n groter besef en begrip het van hom, gaan ons so 'n bietjie next level operate. Ons gaan nie heel klei trap nie. Ons gaan nog steeds trials, tribulations, we'll have it all. But we're going to operate at the next level. We're going to glorify our God. We're going to tell everyone. Everyone will know. No one will pass by you in the street not knowing that God Almighty is my Father. He's my King. And, I've got to tell you, is it nie? Is it nie? That most precious person in your life. That's the one that you want to talk about. Hoor wat sê Johannes, Jesus in Johannes 16 vers 33 vir sy disippels. Dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hy het oorwin, julle. Jesus het oorwin. Hoe gaan ons bietjie moed skep uit hierdie ding? Ja, ek het bietjie gedink. Hoe in die praktiese omgewing, as almal van ons net hier gaan sit, hoe gaan ons aan die begin kom? Niemand gaan in die gang kom tensy een persoon opstaan en begin nie. As een persoon opstaan en hy sê, hey, kom, proef, kom ons gaan. Nou, kom, ons gaan nie stil sit nie. Ons gaan. Okay. So hoekom is ons 'n familie? Kom ons meer broers en susters. As jy sien jou broer of suster is moeg en moedeloos, kom ek help jou op. Ons gaan nie moeg word nie. Ons gaan nie hierdie reis los nie. Wempel is daai kant. Kom ons moet gaan. Ons moet daar wees vir mekaar. Ons moet die praktiese lewe leef. Ons moet dit doen. Ons kan sien in die Nuwe Testament. Ons kan sien die briewe wat gestuur is. Ons kan sien die mense wat uitgestuur is om die mense te gaan bemoedig. Die gemeentes te gaan bemoedig. Ons moet daar wees. Julle hoor net mooi. Ons is uitgekies. Ons is nader getrek. Ons is lewend gemaak. Ons is opgerig. Ons is vergewe. Ons is gevul met die Gees van God. Die Heilige Gees. En as gevolg van sy werk in ons, en die Heilige Gees wat in ons is, kan ons meer heilig word. Ons kan minder word, maar ons kan meer heilig word. Wat 'n voorreg is dit? Wow, stop. Dink maar daaroor. Die almagtige, heilige God het ons die voorreg gegee om kinders van God genoem te word. Ons is sy kinders. Ons besef dit nie. Ek en jy is nog ons pa se kinders. Want ons is onderhewe aan dit. Ons beperk ons tot dit. Ons is God se kinders. Ons moet dit nie vergeet nie. Hy is ons Vader. Hy is die Here.
Hy is die een wat ons krag gee. Hy is die een wat ons help. Hy is die een wat ons leer. Hy is die een wat ons lei deur sy Gees. As ons dit toelaat. Ons kan stil staan en sê, nee, wil nie hierdie. Maar, wees maar so. Of jy kan sê, yes, Here, ek is in hierdie stryd. Die wenpaal is daai kant, ek wil gaan. Ek stap die pad saam met die Here. En ek kan die Here vertrou vir hierdie dinge in my lewe. Kan die Here vertrou om vir jou te sorg. Jy is God se kind. Alles behoort aan hom. Alles, daar's niks wat nie aan hom behoort. Maar hoeveel kry jy van jou pa? Hoeveel weet jy van jou pa? Hoeveel keer het jy hom vertrou? Hoeveel keer het jy aan sy skoot gaan sit en gaan jou hart deel met hom? Hoeveel keer het jy uitgereik en gesê, pa, help. Help. Waar is hy verhouding? Nou die Israeliete moes hierdie tempel bou. Hulle moes moed skep en hulle moes aanhou. Want daar is baie meer op die spel as wat hier oënskynlik is. Dis nou net hierdie tempel wat hulle tot nou toe gesien het. Nou, hierdie sit vir ons die volgende skyfie aan. Wat is die duurste tempel wat ooit gebou is? Die duurste tempel wat daar bestaan? Waarvan praat Jesus hier? Sy liggaam. Jesus. Jesus aan die kruis. En die volgende. Jesus aan die regterkant van God. Kan jy 'n beter advokaat hê as Jesus aan die regterkant van God? Kan nie. Hy bestaan nie. Hy bestaan nie, sorry. Daar's nie 'n comparison nie. Daar is nie 'n match nie. Dis hy. Volgende. Ons. Weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Staan dit in die Bybel? Is dit waar? Yes. You bet your life it's waar. Okay? Gaan jy nog na hierdie het my so hard getref, julle. Toe ek hierdie verse lees, ek het dit al gelees. Maar toe ek in die voorbereiding hierdie verse lees, toe besef ek, God is besig om met my te praat. Deur hierdie. Gaan maak reg. Dit is so maklik om sonde te doen en om jou liggaam te gebruik. Om jou liggaam in die verkeerde maniere te gebruik. Dit is so maklik om God oneer aan te doen. Gaan dink mooi daaroor. Baie maklik. So ek moes bely. Ek moes 'n klomp goed na die Here toe vat. Goed wat ek nie eens besef het nie. Maar toe die Here met my praat hierdeur, het ek besef, dink bietjie mooi oor daai tempel van jou. Dink bietjie mooi oor daai tempel van jou. Wat doen jy? Is ek versigtig? Daai tempel behoort nie aan my nie. Behoort aan God. Die Heilige Gees woon daar. Maar nog steeds, dis nie die einde nie. Hierdie is die nuwe tempels. Maar dis nog nie die einde nie. En kom ons kyk. Hier kom verse 6 tot 9 van Haggai. Gaan ons nou 'n bietjie meer sien hiervan. So dis nie gimnastiek nie. Ons ruk dit nie uit die lug uit nie. Want so sê die Here van die leerskare, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe.
Ons volgende vers. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vul, sê die Here van die leerskare. Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. Alles behoort aan hom. Maak nie saak wat jou baas dink nie. Maak nie saak wat Bill Gates dink nie. Maak nie saak wat Warren Buffett dink nie. Daai skatte, alles behoort aan God. Daar's niks wat nie aan hom behoort nie. En hy sal alles laat terugvloei na sy tempel toe. Aan die einde van Haggai vers 9 sien ons die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. So hierdie tempel verwys meer na die toekomstige heerlikheid. Maar nou wil ons weet, wanneer kom hierdie toekomstige heerlikheid? Wanneer gaan God se tempel gevul word? Kom ons kyk, nêrens in Haggai, Sagaria of Ezra lees ons dat God se heerlikheid in Zerubbabel se tempel was. Die tempel was toegewy, maar hy was nie daar nie. God se vrede en finale heerlikheid en vrede was nie in die tabernakel nie, want dit is vervang met die tempel van Salomo. Was nie in Salomo se tempel nie, want dit is verwoes deur Nebukadneser. Dis nie in die Zerubbabel tempel nie, wat hulle nou bou nie, want die tempel is nooit deur God se glorie gevul nie. En later het Herodes selfs gegaan en hy het hierdie tempel van Zerubbabel gegaan en gaan opblaas. Hy het hom weer gaan groot bou. Maar dit het nie gewerk nie, want God bly nie meer in daai tempel nie. En hy is ook verwoes. So, ons lewe in hierdie wêreld, ons is sy tempel. So, ons is sy tempel, die tempel van die Heilige Gees, volgende tempel, maar ons liggame gaan nog sterf. So ons is sterflik. So dis ook nie die finale plek nie. En so waar kan ons nou lees van dit? Openbaring 21 vers 22 dink ek. Met die nuwe Jerusalem uiteindelik. Want daar lees ek, en 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die lam. Dit is die tempel waar God se finale heerskappy en heerlikheid sal wees. So wat sê Haggai dan nou hier? Die tempel wat hulle nou bou, wys na God, die ewige tempel. Waar almal, geredde Jode, heidene, saam verenig, vir ewig met God en Christus gaan wees. In die nuwe Jerusalem, waar God en die lam, Jesus Christus, self die tempel is, en sy finale heerlikheid en vrede vir ewig en ewig is. So, bemoedig, Zerubbabel, Josua, Rolf, Josua, Koos, Iver, dan Elise, moenie moeg word nie. Moenie moeg word nie. Moenie moed verloor. Hierdie ouens moet nou werk. Want dit waarin hulle nou werk, wys na 'n ewige tempel. En dit is waarop hulle oë moet vestig.
Dit is waarop hulle moet fokus. 'n Ewigheid saam met God drie-enig. Wie self die tempel gaan wees. En presies hoe? Dit is presies hoe Paulus gedink het. Mense, dit is presies dieselfde. Hy skryf daarvan, 2 Korintiërs 4 vers 16 en 17. Daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. So, hier's die heerlikheid van God weer. So as ons verstaan waaroor die lewe gaan en wie hierdie God is, hoe groot hy werklik is, hoe wonderlik is die ewigheid saam met hom is, as ons 'n beter begrip daarvan kan kry. Mense, dan wil ek sê, as jy 'n golfer is, gaan jy daai golfstok gooi, verder as wat jy daai bal kan slaan. Daai golfstok wat jou weghou om te bou in die tempel. Daai slim argumente wat jy gooi, die leuns, die uitstel om versoening te maak, gaan dit baie vinnig los. Ons sal ons huwelike oplig en ons maat lief hê met ons hele wese. Ons sal graag die minste wees. Ons sal graag vergewe. Ons sal graag wil opbou. Ons sal graag wil dien. Ons sal graag wil help. Ons sal ons kinders geniet en hulle leer in vreugde. Ons vriende, hier kom 'n enetjie in wat is so moeilik. Ons vriende sal godsvreesende mense wees. Anders sal kennisse wees. Maar ons vriende sal godvreesende mense wees wat saam met ons meer heilig wil word in Christus. Weet in die besigheidswêreld werk dit so, jy moet jou skaar by die ouens wat suksesvol is in die lewe. Hulle wat 'n besigheid kan maak werk, want business minds think alike and you can grow in that. En dis wat hulle jou leer. Die ander kant is ook waar. As jy daai kant is, gaan jy nie daai kant leer nie. Jy gaan tydelike vreugde leer. Jy gaan tydelike skatte en op aarde leer. Jy gaan niks van die ewigheid leer nie. Jy het nodig om jou te omskaar met godsvreesende mense wat saam met jou eensgesind is, wat strewe daarna om 'n heiliger lewe te leef. Want die enigste ware geluk is in Christus. Jy kan 'n nuwe kar koop, jy kan 'n nuwe mansion koop, jy kan doen net wat jy wil. Gaan jou so kort tydjie gelukkig hou. Then it's over. Gaan vra maar vir die ou wat jy ken, of wat jy al gehoor het, wat baie ryk is, wat 'n helikopter of 2 het. Of dalk 'n plaas het, of dit of wat. Hy was gelukkig vir die eerste rukkie. Sy geld het hom gelukkig gemaak tot hy kon sien, maar daar's nou niks wat hy nie meer kan koop nie. Dis nou nie meer 'n challenge nie. Nou is hy nie meer gelukkig. Daar's net een geluk. Die vreugde wat van binne kom. So kom ons bou. Kom ons bou in daai tempel. Môre is ons dalk nie meer hier nie. Moenie moed opgee nie. Staan vas. Dien. Wees die minste. Al kos dit dat jy jouself terug moet skuif. Dis presies wat die Here wil hê. Wees die minste. As jy in 'n argument betrokke is en jy bekla iemand aan, het jy al gesien hoe maklik is dit? Het jy al gesien hoe maklik is dit? As jy net bietjie introspeksie kyk en jy kyk na daai 3 terug en dan besef jy, hier staan die probleem, nie daar nie. Hier is die probleem. Want as hierdie probleem aangespreek is, dan is daai probleem nie meer 'n probleem nie. Okay, so kom ons bemoedig mekaar. Kom ons dink aan die eindtyd. Kom ons dink, ons het 'n fokus. Ons sit ons teiken. Daar. Die ewigheid. Ons wil die ewigheid hê. En Paulus sê, Romeine 8 vers 18. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word
met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Hierdie huidige, tydelike verdrukking, lyding, niks. Julle is niks. Kan ek dalk so 'n bietjie vra, Tannie? Toe Tannie so 20 jaar oud was, toe dit lank gevoel, ne? Daar het lank gevoel alles. Nou, sit so 'n bietjie vinnig. Hoe lank het dit gevoel, kan Tannie dink, Tannie se ouderdom? Nee, jy kan nie. If you look this way, towards your age, it looks like it's a long, long way. All the young people at the back, they're smiling. They're like, what are you talking about? When you're standing on this side, man, it happened quickly. It really happened quickly. It was a wink. So watch out. It's going to catch you. It's going to catch you. Nou, gaan julle los met 'n vraagie. Hoe lyk ons verlange na God? Is dit vurig? Is dit ywerig? As dit is, dan sal ons fokus op hom. En hom al die verheerliking gee, al die eer gee. Dan sal ons nie hier sukkel om te getuig nie. Ons sal nie sukkel om te getuig nie. My pa is die koning. Man, en as ek elke dag daai verhouding met hom koester, en ek het elke dag ondervindinge met hom, gaan ek stil bly? Am I going to keep quiet if I have that relationship with God where I walk with Him daily? I trust Him daily to help me. How often do you read that David was quiet? Did he have many experiences with God? Oh yes. Oh yes. Because he trusted Him in everything. That's how we should do it. We should also trust God in everything. I don't think anything is too small for God or too big. No. He wants to be fully involved in our lives, not partially. He's jealous. He's not going to share a little bit. He takes everything or nothing. He steps away gladly. Your choice. You want to miss out, or you want to enjoy it? Decide. It's easy than that. You decide if you're going to open your heart to God. You're going to decide if you're going to give Him this little bit, you're going to experience only this little bit. You're going to be poor. You're going to be dead poor. Or you're going to be rich. Decide. Let's pray. Almagtige Here Jesus, Here baie dankie vir die woord vanaand. Dankie dat U dit kom openbaar het, Here. Dankie dat U ons wil oplig, wil bemoedig, wil versterk. Here, help ons om in hierdie week ook terug te dink aan die woord. En te onthou, Here, wie U is. Ons weet hierdie week gaan die toetse kom, Here, heel moontlik. Dis 'n week van vas gewees. Ons het almal moedeloos gewees, maar ons is almal vandag hier. Deur U genade, omdat U ons gedra het, Here. En Here, so kom ons na U toe. Ons bid. Vader, asseblief. Ons wil U teenwoordigheid hê. Ons wil U vertrou vir alles, vir ons vir alles, Here. Ek maak alles oop. Ek wil niks alleen doen nie. Ek wil nie alleen besluite neem nie. Ek wil nie meer net my eie gedagtes of my eie idees volg nie, Here. Ek wil U vertrou. En ja, Here, ek weet ek gaan moet leer om geduldig te wees. Ek gaan moet leer om te wag. En te weet dat U is nooit laat nie. U tyd is altyd die regte tyd, Here. Bid, Here, dat U verheerlik sal word deur hierdie boodskap. En dat elkeen hier en aanlyn bemoedig sal word te weet Jesus leef. Hy het oorwin. Die kruis en die graf is leeg, Here. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.